Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Vandag gaan ons voort om weer te lees uit Johannes 3 vers 1 tot 8. Ons gaan kyk na die tweede Amen, Amen uitspraak van ons Here Jesus Christus. Ons gaan ook van vandag af wil ek kyk of ek ons leerprediking ook kan aanheg na die vrye stof prediking, so dit gaan ook beskikbaar wees. Maar kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Voor ons uit die woord van die Here uit lees, kom ons bid om die verligting van die Heilige Gees. Here ons Heer, by U alleen is die woorde wat waarlik lewe gee. U Gees lei ons in die waarheid. Die volle waarheid van wie U in Christus is. Van wie ons in Christus is, U kerk, U heilige priesterdom vir U afgesonder. Wil U nou kom kragtig deur U Gees en sonder ons af, deur na elkeen van ons te kyk, net in Christus. Lei ons nou deur die Gees in die lig en in die waarheid van U woord, vernuwe ons harte en ons denke tot die eer van U naam. Mag U in ons harte en ons gedagtes, ons woorde en ons dade alleen geëer word as die enigste ware God wat leef en regeer. Aan U alleen al ons dank, al ons aanbidding vir ewig en ewig. In Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre weer uit Johannes 3, vers 1 tot 8. Dis Jesus se gesprek met Nikodemus. Ja, ons gaan volgende Sondag ook, ons het laas Sondag oor die eerste Amen, Amen uitspraak, hierdie week die tweede een, en DV volgende Sondag die derde Amen, Amen uitspraak. Kom ons luister saam na die woord van ons Here. Daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat U verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord: Amen, amen. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord hom: Amen, amen. Ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees nie, dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Dit is die woord van ons Here. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor, dit ter harte neem en daarvolgens lewe. Ons gaan fokus op die woorde in vers 5. Tweede Amen, Amen uitspraak. Amen, Amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binne gaan nie. As 'n gehoorsame eggenoot vir my liewe vroutjie, is daar niks wat my so vies maak, wanneer ek skorrelgoed was nadat daar klomp kuiermense was. En terwyl die berg skorrelgoed nog so staan en sy is besig om af te droog, sit sy 'n bak terug in my water en sê, jy moenie half was nie. Dit krap my om. Dan sê ek altyd vir haar, maar droog skoon af. Dan sê sy, nee, maar kyk nie daar. Ons kan nie daai ding in die kas sit nie. Jy sien, enige skoonmaak of reiniging moet aan 'n sekere standaard voldoen, sodat dit gebruik kan word. Want net al wat erger is, as ek iets uit die kas uitvat, en hy is die vorige keer nie skoon gewas en het al so hard geword, dan is ek eers vies. Sien, verlede week
het ons nou reeds ingeluister na hierdie gesprek tussen Jesus en Nikodemus. Want dis 'n gesprek wat Jesus eintlik met elkeen van ons voer, en daarom moet ons ook vanmôre baie mooi luister. Ja, toe het Jesus ons reeds geleer, dat niemand kan die koninkryk van God sien, as die Heilige Gees nie eers ons dooie harte lewend gemaak het nie. Nou wat opmerklik is dat Jesus hierdie van bo gebore word, koppel aan om uit water gebore te wees. Wat bedoel Jesus met, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie? Dis die vraag op die tafel. Ja, hierdie nuwe mensheid, wat die Heilige Gees deur die wedergeboorte tot stand bring, dis wat Jesus vir ons wil leer vanoggend, moet aan 'n sekere standaard, moet aan God se heilige standaard voldoen, sodat hy of sy daardie eerste tree in die koninkryk van God kan ingee. Ek moet skoon genoeg wees. Halfgewaste kinders kan nie God se koninkryk ingaan nie. Die apostel Johannes het sy weergawe van die evangelie so ongeveer 60 jaar na die hemelvaart van Jesus voltooi. Dis 'n bejaarde apostel wat 'n gevestigde bediening in die stad Efese en omstreke gehad het. Die tempel van Jerusalem was reeds heeltemal vernietig deur die Romeine, en die Grieks-Romeinse samelewing van destyds het dit baie moeilik vir God se kinders, vir navolgers van Jesus gemaak, om aan hom getrou te bly. Die wêreld met al sy afgode wat so verleidelik was, die leuns van vals predikers en moeilike omstandighede, het gesorg dat mense wat vir jare getroue gelowiges binne die kerk was, begin het om in die geloof uit te sak. Van hulle wou met die een voet in die wêreld staan, sodat hulle vir die wêreld aanvaarbaar is, sodat hulle werk kan hê, sodat die mense van hulle kan hou, maar hulle wil met die ander voet in die kerk en in die gemeente gestaan het, en voorgegee dat hulle navolgers van Jesus is. Ja, in die gemeentes aan wie Johannes geskryf het jy sulke halfgewaste lidmate gekry. Vir jare al betrokke in die kerk, maar as jy na hulle deur die week in die straat of by die werk gekyk het, of hulle daar raak geloop het, sou niemand kon raai dat hulle Sondag in die kerk was nie. Deur die eeue is dit verseker een van die slegste dinge binne die kerk, hierdie halfgewaste gelowiges. Mense by die indruk skep asof die Heilige Gees in hulle gewerk het. En tog, as jy ander kere na hulle kyk, is dit moeilik om te sê of hulle Christene is of nie. Tog is en bly hulle deel van die plaaslike gemeente. Vir watter rede weet 'n mens nie altyd nie. As ons weer vanmôre inluister op Jesus se gesprek met Nikodemus, praat God deur sy Gees en woord ook met elkeen van ons, en hy is baie duidelik. Waar die Gees die nuwe lewe in die hart van 'n sondaar vonk en werk, doen hy nie halwe werk nie. Die werk van die Heilige Gees voldoen altyd aan God se standaard. Dink maar in Genesis 1, as God begin om te skep, dan beweeg die Gees uit. En God skep deur sy Gees, en as hy klaar geskep het op die 6de dag, as God kyk na sy skepping, dan sien hy, dit is goed. Dit voldoen aan God se standaard. Net so, waar die Heilige Gees uitbeweeg, soos 'n wind, en die nuwe geboorte van bo af werk in die hart van God se kind, waar hy God se kind herskep, daar voldoen dit aan God se standaard. Net voor ons verder gaan. Het is baie belangrik om te weet, dat die hele tema van water speel 'n uiters belangrike rol in die hele evangelie volgens Johannes. Sommer heel in die begin kry ons Johannes die Doper, wat mense gedoop het in die Jordaan, 'n bekeringsdoop waar hy hulle met water gedoop het, onderdompel het, en hulle moes uitkom en hulle
het tot bekering gekom en hulle was nuwe mense. Ook die eerste wonderteken in die evangelie volgens Johannes is water wat in wyn verander word. Ook ontmoet Jesus in die volgende hoofstuk 'n Samaritaanse vrou by die put van Jakob, en dis daar waar Jesus vir haar sê, as jy van my drink, die water vra wat ek gee, sê jy nooit weer dors kry nie. Ons kan 'n lang lys maak. Jesus genees ook die man by die bad van Bethesda. Jesus loop op die water. By die hittefees nooi hy almal om na hom toe te kom, want dan sal hulle, as hulle by hom drink, sal die lewe uit hulle uitstroom, soos 'n borrelende fontein. As Jesus 'n man wat blind gebore was, sy oë met modder smeer, moet hy sy oë by die bad van Siloam gaan was, en toe sien hy, Jesus was die voete van sy disippels. Stem jy met my saam? Dat water speel 'n baie belangrike rol, en dan veral in die twee belangrike eienskappe van water. In die eerste plek, reiniging, was, maak my skoon. En in die tweede een, ek kan nie sonder water lewe nie. Water gee lewensmoontlikheid. Terug by Jesus se gesprek met Nikodemus, kry ons dat in dieselfde asem wat Jesus gesê het, dat ons moet van bo gebore word. En Nikodemus onmiddellik vra, maar hoe kan 'n mens weer gebore word? Antwoord Jesus hom met, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binne gaan nie. Let fyn op wat Jesus sê. As ek nie van bo gebore word nie, kan ek die koninkryk van God nie sien nie. As ek nie uit water en gees gebore word nie, kan ek die koninkryk van God nie binne gaan nie. Ons weet dat vanaf die sondeval in die paradys het ons harte doodgegaan vir God. En daarom is ons blind vir God en sy oneindige liefde vir ons. Is ons blind vir sy heiligheid? Is ons blind vir sy grootheid? Ook ons moes weg uit die paradys uit. En dan was ons nie meer deel van God se koninkryk nie. Ja, ook ons kon nie meer ingaan terug na God toe nie. Ons kon nie meer saam met hom wandel nie. En daarom kom God en hy gryp self in. Die Heilige Gees vernuwe my hart, sodat ek kan sien wat ongelowiges nie sien nie. God se heiligheid, sy grootheid, en sy liefde vir my. Hy kom vestig in my hart 'n ware geloof, 'n ontzag vir God. Ja, ons sien hierdie grootheid en grootsheid van God raak, dat hy alleen God is, en dat hy werklik bestaan. Die ongelowige kan dit nie sien nie. Die gelowige kan dit nie miskyk nie, as hy na die skepping kyk, as hy die woord uit lees nie. Terwyl as ons mooi kyk en God se grootheid raak sien, ons kyk in die verte, die hele boek Hebreërs 11, daai hoofstuk 11 van so mooi, sien ons ook in die verte, dat daar 'n dag en 'n oomblik gaan wees, dat ons by God en by Christus gaan wees. Ongelowiges kan dit nie sien nie. En dan kom hy deur sy Gees, en hy lei my op 'n weg, sodat ek ook kan ingaan, waar baie ongelowiges nie kan ingaan nie. En hierdie sien, en hierdie ingaan, moet van so 'n gehalte en 'n kwaliteit wees, dat dit aan God se heilige standaard voldoen. Daarom moet ons uit water en gees gebore word. Die uit water gebore word,
Mense gaan lees bietjie wat verklaarders hieroor skryf, omtrent nie een stem saam presies dieselfde oor wat dit beteken nie. En tog verbind meeste verklaarders dit met hierdie uit die water aan die doop. En hier het hulle veral in gedagte om te hou, die enigste doop wat hierdie mense geken het, die eerste hoorders, dis aan die begin van die evangelie, dis aan die begin van Jesus se bediening. Die enigste doop wat hulle geken het was die doop van Johannes, die doper. Die proseliete doop, die bekeringsdoop, dat jy gaan in die Jordaanrivier in en jy kom uit en jy's 'n nuwe mens en jy wy jou toe met 'n nuwe lewe aan God en sy woord. En dit sonder jou af van mense wat nie glo nie. Net soos in die tyd van Noag, toe die vloedwater 'n skeiding gebring het tussen Noag, sy gesin en al die ongelowiges. Of net soos by die Rietsee, toe God se kinders op droë voete deur is, en toe die farao agterkom, toe maak die water toe, en die water bring skeiding tussen die Egiptenare en God se kinders. God sonder hulle vir hom af. Net so die doop van Johannes die doper. Iemand die Jordaanrivier laat ingaan, en hy het hom laat uitkom in 'n nuwe lewe. En net so wys die uit water en gees gebore word op 'n reiniging, op 'n skoonmaak wat die gees in die hart van die gelowige doen. En onthou, ons moet dit nie vergeet nie, verlede week het ons dit gesien, die hele gedagte van geboorte is nie iets wat ek en jy doen nie. Nie een van ons het 'n aandeel in ons geboorte, fisiese geboorte nie, ook nie in die wedergeboorte nie. Dis iets wat met ons gebeur. Die Gees doen dit. Ja, hierdie reiniging, hierdie geboorte van 'n nuwe mens, wat van begin tot einde die werk van die Heilige Gees is, moet van so 'n aard wees, van so 'n kwaliteit, dat 'n sondaar wat eers dood was vir die lewendige God, waarlik kan lewe en met vrymoedigheid daai eerste tree, die koninkryk van God, kan ingee. Hoe kan ek en jy so skoon, so rein, so nuut wees, dat ons dit kan waag om saam met die Heilige Gees die koninkryk van God te betree? Hoe kan 'n vuil, dooie sondaar hart so lewend gemaak word en so skoon gewas word, dat dit aan God se standaard voldoen? Die heilige God van hemel en aarde. Moet ons ook 'n bad dalk hier voor in die kerk kry, dat as ons doop moet ons mense indompel en seker maak, hulle is heeltemal gedoop? Moet ons dalk water van die Jordaanrivier laat invlieg, sodat ons skoon gewas kan wees? Of moet ons meer en meer geleentheid gee vir broers en susters om ons harte vir die Here te gee en weer en weer en weer gedoop te word? Ons belydenis, die skoonheid van ons belydenisskrifte, die Heidelbergse Katekismus, gee vir ons hierdie aangrypende antwoord. Ek kry sommer hoendervleis as ek daarvan praat. Hoor wat sê ons belydenis? Op die vraag, is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van sondes? Volg die pragtige antwoord. Luister nou mooi. Nee, want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Wanneer laas het jy sulke mooi woorde gehoor? Ek lees dit weer. Nee, want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Net soos ek myself met water was, net so was die bloed en die Gees van Christus ons sondes geestelik van al ons sondes skoon. Sodat ons aan God se standaard van skoon wees kan voldoen. Gaan lees dit weer Sondag 27 van die Heidelbergse Katekismus. Dis 'n geestelike daad
wat die Heilige Gees met 'n gewone mens doen, wanneer hy hom tot geloof in Christus bring. Nie net gee die Gees aan ons nuwe harte, sodat ons vir God kan lewe nie. Hy reinig my ook met die bloed van Jesus, en hy beklee my met Christus. Ja, soos met 'n skitterwit kleed, sodat ek skoon gewas aan God se standaard kan voldoen, soos wat God in Jesaja 1 beloof het. Hy gaan doen. Die kragtige werking van die Heilige Gees, wat 'n dooie hart lewend maak, gaan die sonder altyd, maar altyd te staan bring voor die afgehandelde werk van Christus, die gekruisigde. Dit gaan ons altyd uitbring by die heerlikste uitroep, wat nog ooit uitgeroep het, dit is volbring tetelestai. Het is gedoen. Ons is gewas by die kruis. Silverskoon volgens God se standaard. Nadat die apostel Paulus in 1 Korintiërs 6 diegene wat nie die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie beskryf het, ons het dit nou in Galasiërs 5 ook gelees, skryf hy, so was sommige van julle ook, maar julle het julle laat was, julle is geheilig, en julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus, en deur die Gees van ons God. Aan God al die eer. Ons kan die werk van die Heilige Gees in ons en die verlossingsdaad van Christus aan die kruis nooit, maar nooit van mekaar losmaak nie. En as jy ook sien waar die Gees aan die werk is, dis waar iemand preek, dis waar iemand lees, dis waar iemand die Bybel lees, kom hy altyd hierby uit. En as sy hart klop, sy nuwe mens wees, gaan hieroor. Nie allerhande snaakse goed nie. Die groot waarheid, waarby die Heilige Gees 'n sondaar uitbring, wanneer hy die wedergeboorte in ons bewerk, is die heerlike troos en sekerheid, dat ek net deur my geloof in Christus van bloedlyn verander het, en dat ek silverskoon gewas is. Ek is 'n nuwe mens. Ek is voor God regverdig. Daar is vir my geen veroordeling nie. En dan verander alles in my lewe. 'n Wonderwerk het gebeur. Kan ons nou op wonderwerk kyk, die grootste wonderwerk denkbaar, dat 'n dooie hart, 'n verlorene, ewig begin lewe, kan ons daarna kyk en net aangaan asof niks gebeur het nie? Paulus beskryf het met die woorde, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, die ou dinge het verby gegaan, kyk, hulle het nuut geword. Die werking van die Gees in my, moet my nuut maak. Stel jouself voor, ek het hierdie by A.C. Sproul gehoor, geluister, hy stel dit so mooi. Hy sê, kom sê nou maar ek het 'n plaas, en eendag kom 'n vriend by my, en hy kuier daar by my, en hy kom laai ietsie af, sag sommer ietsie kleins, so kom sê net 'n pakkie appels, en hy ry weer. Dit gaan nie my verhouding met hom ingrypend verander nie. Dalk kom kuier hy nooit weer nie, en was hy 'n sekere tyd van my lewe deel van my hart en in my lewe gewees, maar hy het aanbeweeg. Maar, kom ons sê, jy het op hy selfe plaas gebly, en jy het nou 'n klompie jare droogte, en jy het regtig slegte oeste gehad, en jy het nog back and closure ook gehad, en jy is miljoene rande in die skuld, wat jy nie kan betaal nie. En jy weet vandag, kom daag die balju op. En moet jy bang is daarvoor, vlug jy eerder die berge in. En vanaand laat, dan waag jy dit om terug te kom huis toe. En dan kry jy weer jou vriend op die stoep. En jy vra vir hom, het jy dalk die balju gesien hier vandag? Hy sê, ja, die ou stuur vir jou groete, en sterkte met jou boerdery. Maar sien, ek het al jou skuld betaal, en jy hoef dit nie vir my terug te betaal nie, want ek weet,
Jy kan dit nie terugbetaal nie. Op daardie oomblik verander die verhouding tussen daai twee vriende geheel en al. Kan nooit weer dieselfde wees nie. As 'n ewige verlorene deur die Gees tot die besef gebring word en tot die geloof dat ek 'n ewig lewende kind van God word. Dit tref my hart, my denke, my siel en my verstand. Ek kan tog nie aangaan asof niks gebeur het nie. Maar die Heilige Gees se sondaar hart oortuig van sy sonde en sy eie verlorenheid. Maar hy kom maak daardie hart nuut met die kruisevangelie en hy oorweldig my hart so dat ek deel kry aan al die weldade van Christus. Dan bring hy my en my verhouding met Christus in 'n totaal nuwe ruimte, spasie in. Dit kan nooit meer dieselfde bly nie. Ek kan jou nie koud laat nie. Ek kan nie van 'n ewig verlorene vernuwe word tot 'n ewige kind van God. En dan gaan ons of niks gebeur het nie. Dan die Gees halwe werk gedoen. Waar iemand halfgewas voortgaan met net kerk toe kom, maar deur die res van die week stoei hy voort asof hy nie 'n kind van God is nie. Kan dit net een van twee redes wees. Of die Gees het nog nooit die wedergeboorte in daardie persoon se hart laat plaasvind nie. Of die persoon beklei nog te veel teen die Heilige Gees en hy bedroef die Gees. Omdat 'n wêreldse leefstyl nog vir hom te veel belofte en te veel mooi inhou. En hy stry nog. Maar pas op waarna toe die Gees jou gaan vat. Want as hy begin het, gaan hy klaar maak met jou. Pas op. As God die Heilige Gees ons vanoggend laat inluister op 'n uiters belangrike gesprek tussen Jesus en Nikodemus, dan praat hy direk met elkeen van ons. Want die Gees werk in elkeen van ons, soos wat God hier aan Nikodemus beskryf. Sonder daai werking sal nie een van ons kan glo nie. Die Gees gee aan ons nuwe harte, en hy kom was ons skoon met die bloed van Jesus Christus, die gekruisigde, sodat ons saam met Jesus kan opstaan in 'n nuwe lewe. Hy vestig in ons harte 'n ware geloof, sodat ons deel kan kry in Christus en aan al sy weldade, sodat ons kinders van God kan wees, mede-erfgename van Jesus Christus se ewige koninkryk. Mag die Heilige Gees die diepte snit van hierdie woorde van ons Here Jesus Christus in elkeen van ons eie harte vasmaak. Sodat ons elke dag, treukie vir treukie, die koninkryk van God in kan gee. En kom ons bid dit ook vir mekaar. Amen. In ons leerdiens kom ons vanmôre by Sondag 34 waar ons begin met ons dankbaarheidslewe, waar dit eers gaan oor as die wet deel van ons dankbaarheid en later dan gebed wat deel is van ons dankbaarheid. Nou in die tyd waarin ons lewe beweeg al hoe meer kerke weg van die lees van die wet in die erediens. Ook in hulle eie lewens beweeg die mens al hoe meer weg van God se wet af. Dit is so asof die wet van God, selfs vir Christene, 'n tipe van 'n lastigheid begin word het. Terwyl dit juis die wet is, wat ons op ons sondes wys, en op die groot ellende waarbinne elkeen van ons verkeer. Ja, die wet veroordeel ons. Die wet leer ons dat ons van God vervreem is. En as juis in ons uiterste nood, wat die wet ons dwing om te draai na Christus toe, sodat ons nie meer onder die oordeel van God se wet staan nie. Maar die oomblik wat die Gees deur sy woord
ons met die versoening wat daar in Christus is, oorweldig, kom staan die wet van God weer voor ons. Hierdie keer, nie om ons te veroordeel nie, maar om ons te leer hoe om dankbaar te wees vir die verlossing in Christus, as 'n reël vir ons dankbaarheid. In Christus is ons nou kinders van God. Ons is dit reeds, soos Israel van ouds is, as ons die 10 gebooie lees, hulle is reeds uit Egipte, uit sondeslawerny verlos. Ja, die wet leer ons nou hoe om as God se kinders op te tree. Daarom moet ons ook die wet van God hoor. Meer nog, ons moet ook luister daarna en daarvolgens lewe, sodat mense in my doen en late kan sien dat ek dankbaar is teenoor God vir die verlossing in Christus. Die wet van God, saam met gebed, maak die belangrikste deel van ons dankbaarheid uit. Daarom as ons belydenis die vraag vra in Sondag 34, hoe word hierdie gebooie ingedeel? Volg die antwoord in 2 tafels, waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer hoe ons teenoor God moet gedra, dis liefde tot God, en in die tweede in 6 gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is, liefde tot my naaste. Met sy wet wou God nog nooit 'n las op ons skouers kom plaas het nie. God se bedoeling met sy wet is om vir ons lief te wees. Hoekom stop 'n pa, ek sê dit altyd, vir sy klein seentjie van 3 jaar, om met sy plastiek skootertjie op die hoofweg te gaan speel? Om al sy pret te bederf, omdat hy vir hom lief is. Dit is nie moeilik om uit te werk nie. God se wet is presies dieselfde. Sy wet hou vir ons net die goeie in. Dit leer Christus vir ons wanneer die skrifgeleerde vir hom vra, meester, is die krag af? Ekskuus? Die krag, nee, daar is die krag nog aan. Ok, toe maar, ek lees dit vir julle. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Dan antwoord Christus hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die belangrikste in die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die een ding waarna liefde smag, ons sê God is liefde, die een ding waarna hy smag is liefde. Alles wat God deur die geskiedenis met en vir sy kinders doen, en dan veral ook wat hy aan die kruis vir ons doen, is daarop gerig dat ons sy liefde vir ons moet beantwoord met 'n liefde vir hom. En is hierin waarin sy wet ons voorgaan en lei. Op die vraag van die skrifgeleerde, oor wat die belangrikste gebod is, kom plaas Christus in die heel eerste plek my eie verhouding met God in die lig van God se wet. My liefde vir God word hierin gesien. Ons is vinnig om doodslag, egbreek en diefstal onder ons uit te wys en om ook daardie soort sondes te veroordeel. Maar wanneer mense binne die kerk, of wanneer ons self ons vertroue op dit waarop die wêreld hulle vertroue stel, geld en mag en al daardie dinge. Ja, wanneer die vrugte van 'n gelowige wys dat hy nie regtig meer vir Jesus navolg nie, dan pla dit ons nie so seer nie. Ja, hierdie gebrek aan liefde vir God, is dit asof ons nie pla nie, solank ons dan net die ander uiterlike dinge teenoor ons, dat dit net nie aan my gedoen word. Miskien is dit omdat dit nie so naby aan ons lyf kom nie, maar God word onteer. Die belangrikste simptoom van iemand wat werklik in Christus vry is 'n onblusbare liefde vir die Vader. Hierdie dankbaarheid en liefde vir die Vader word gedra deur sy liefdeswet, wat die Gees op ons harte kom ingrafeer, dat ons God daarmee liefhet en dien. Mag die Gees ons elkeen hiermee rig en lei.
Amen. Ek sien Mokkie het uitgehardloop om die krag te gaan aansit, want ons gaan suk. Is hy aan? Wonderlik, wonderlik, wonderlik. Daar's hy. Goed, kom ons doen eers 'n gebed saam. Ja, Here, wie sal die Godsberg op kan gaan? En wie sal op sy top kan staan, omskitter deur God se heilighede? Daar is die man wat rein van hart en weg sy siel aan nietigheid nie heg, en trou is aan sy woord en ede. Here, en so daag ons voor U op, elkeen met ons eie hart. Terwyl ons weer as niks voor U bedek, o Heer. Here, U skou uit ewige dieptes neer. U sien die hart en wandel van elkeen van ons raak. Alles wat ons doen, ons sit en ons staan, selfs ons eie gedagtes. Ja, U weet wat ons hart bedink. En daarom kom bid ons, pleit ons, Vader, stuur U Gees om ons harte te deurgrond, dat hy die vinger lê ook daar waar dit saak maak in ons harte, waar ons terughou, waar ons sonde koester, waar ons 'n verkeerde gesindheid oppas, omdat ons met een oog op die wêreld wil wandel en die ander oog op Jesus. Ja, Here, wil U in elkeen van ons harte voortaan, ja, ons lei in ons wankele skrede, ja, lei ons op 'n weg van ewige vrede. Dankie, Here, vir U woord. Dankie vir soveel seëninge. Dankie dat ons U goeie guns kan geniet as U bemindes, dat U so met ons bemoeienis maak, dat U deur U woord en Gees tot ons harte spreek. Dankie vir soveel ander dinge wat U in die groot barmhartigheid aan ons gee, aan U die lof, die dank en die aanbidding uit ons harte uit. Wees saam met ons, ook op die nuwe week, met alles wat dit vir ons inhou. Elkeen van ons het ons eie uitdagings, ons eie bekommernisse, ons eie nood. Lei ons hierin en gee vir ons 'n wysheid wat van die Gees afkom, dat ons in alles, deur alles, ons Here Jesus Christus navolg, met alles wat in ons is. Here, in eie krag kan ons nie. Ons is so afhanklik vir die krag van U Gees. Werk ook deur die Gees in ons as gemeente, seën die bediening van die ouderlinge, die diakens, van elke broer en suster, in elke verhouding waar ons met mense praat, waar ons met mense te doen het. Help ons om te getuig van Jesus Christus, ons verlosser. Here, wees by hulle wat siek is. Ons dink in die besonder aan Jan Bykers, maar wat baie hard geval het. Ons dink aan die ander wat siek en swak is in ons gemeente. Ja, ons sit hulle almal in U hande vir U sorg, U genesing. Maar Here, ons bid ook vir elke broer en suster van ons in Ontdekkersgemeente. Veral ook diegene, Vader, wat dalk nog op 2 voete huiwer, of wat op 2 stoele wil sit. Ja, bekeer U ons harte, sodat ons waarlik bekeer kan wees. Kom deur U Gees, en bring werklike bekering in ons harte. Vader, ons bid, gee vir ons wat nodig is, net ons daaglikse brood, sodat ons U kan dien en verheerlik. Wees ook by ons land en al sy mense, die armes en hulle nood, die elendiges, waar daar onreg is, bring 'n einde, Vader, want U is reg en U is geregtigheid. Mag ons vertroue altyd in U wees, ook in hierdie moeilike tye en dae, mag ons altyd op U alleen bly vertrou, ook in hierdie stikkende wêreld. Here, wil U in ons harte vestig,
daardie sien, daardie kyk wat net gelowiges kan hê op die nuwe Jerusalem, die ewige tuiste by U en by Christus. Mag daardie verlange elke keer in ons harte wees, veral as die nood van die wêreld ons in ons harte gryp. Ja, mag ons Maranatha lied sing, kom Here Jesus Christus, kom gou. Hoor ons gebed in Jesus naam. Amen.